Goeiemôre van my, Pastoor Caleb en die hele beleefspan. Is dit so groot voorreg om jou weer vanoggend hier aanlyn saam met ons te verwelkom. Dankie dat jy saam met ons reis. Ons is hierdie week besig om te gesels oor hoe lyk jou praat, die krag van jou getuienis. En vandag wil ek saam met jou kyk na 'n ongelooflike waarheid. Jou getuienis kan die wêreld rondom jou beïnvloed. Nou Jesus het gesê dat ons die sout van die aarde en die lig van die wêreld is. Maar hoe gebeur dit dan prakties? Hoe kan jou getuienis regtig sout en regtig lig wees? Wel, kom ons kyk na Jesus se woorde in Matteus 5, vers 13 tot 16. Hy sê: Julle is die sout van die aarde, maar as sout sy geur verloor, waarmee sal dit weer gesout word? Dit is nie meer goed vir enigiets nie, behalwe om weggegooi te word en deur die mense getrap te word. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie versteek word nie. 'n Lamp wat onder 'n korf geplaas word, maar op 'n houer, en dit skyn vir almal in die huis. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke sien en julle Vader in die hemel verheerlik word. Hier is dalk 'n bekende teks vir jou. Jy het hom al 'n paar keer gehoor. Maar ek wil vandag vir jou iets wys van jou getuienis uit hierdie deel, Matteus 5. Jou getuienis werk so sout en lig. Dis nie net 'n storie oor jou verlede nie. Dis 'n krag wat ander mense se lewens kragtig beïnvloed. Kom ons kyk na sout. Sout gee smaak en bewaar voedsel. En jou getuienis gee smaak aan die lewe van ander. Dit herinner mense aan die krag van God in die daaglikse realiteit. En wanneer jy vertel hoe God jou lewe verander het, verhoed jy dit ander moedeloosheid of wanhoop ervaar. Jou storie is 'n bewys dat God se genade werklik is. En dit bring vir ons hoop, selfs in donker tye. As ons kyk na die konsep van lig. Lig verwyder die donker. Jou getuienis laat die waarheid van God se werk skyn, waar daar pyn, twyfel, verlange, seer is. Mense sien die resultate van sy krag en hulle glo dat hulle ook kan ervaar wat jy ervaar het. En jou lewe en jou woorde word dan hierdie rigtingwyser na God vir ander mense. Let op hoe Jesus sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke sien en julle Vader in die hemel verheerlik. Jou getuienis is nie net vir jou nie. Dit wys ander God se goedheid. En wanneer jy getuig van sy werk, kan dit iemand se geloof wakker maak, iemand inspireer om te volhard, of selfs iemand red van hopeloosheid. En dit is belangrik om te verstaan dat jou getuienis nie net in groot woorde bestaan nie, dit is dikwels die klein oomblikke, jou geduld, jou vergifnis, jou liefde vir ander. Alles wat jy hardop verklaar of stilweg leef. Jou mond kan die lig laat skyn, maar jou lewe bevestig dit. So familie, ek wil jou vandag vra, waar sien jy die donkerde rondom jou, waar jou getuienis vandag lig kan bring? Hoe kan jou storie van oorwinning en geloof iemand anders inspireer om hoop te vind? En op watter manier wys jy reeds sout en lig in jou alledaagse lewe? Jou getuienis is nie net 'n storie om te onthou nie. Dit is 'n lewende krag wat die wêreld rondom jou beïnvloed. Soos wat sout smaak bring en lig skyn, kan jou veral ander mense se lewens verryk en hulle nader aan God bring. Moenie jou getuienis stilhou nie. Laat dit skyn. Laat dit 'n proefbuis wees en laat dit God verheerlik. Jou getuienis is sout en lig. Laat dit skyn en laat dit smaak in hierdie wêreld. Kom ons bid saam. Here, vandag onthou ons u woorde, waar u sê, ons is sout en ons is lig. En Here, wanneer ons getuienis begin deel, dan werklik bring ons smaak in hierdie baie keer geurlose wêreld, Here, en ons bring lig in die stikkend en gebrokenheid, Here. Mag ons nie twyfel nie. Mag ons werklik vandag met iemand 'n storie deel van hoe hy ons gered het, in Jesus naam. Amen. Familie, ek nooi jou uit. Môre is Vrydag, skakel weer saam met my in. Ek sien jou môre vir ons daaglikse oordeenking. Lekker dag in Jesus naam.